Goeiedag en weer eens baie welkom hier by ons Lewe met Ritme weeklikse oefening. Nou gister het ons gekyk na Romeine 16, die oorwinning wat God vir jou en my gee in ons alledaagse lewe, in ons verhouding, in ons gehoorsaamheid en alles. Nou wat ons hierdie week doen, eerstens, kom ons memoriseer so bietjie. Romeine 16 vers 19 en vers 20. Dis nie te moeilik om die skrifvers te onthou of te memoriseer nie, maar kom ons vat die eerste dag net. En ons gaan skryf hom neer, ons sit hom weer op 'n kaartjie, sit hom in jou sak, sit hom in jou handsak, hou hom by jou, sodat jy hom 'n paar keer kan oorsê, sodat hy die hele week, elke dag by jou is. Die eintlike oefening is nie net die memorisering van die skrifgedeelte nie, maar die praktiesheid van daardie skrifgedeelte. En dit is die oorwinning waarin ek en jy kan leef. Ek onthou toe ons tieners was, kinders was, en ons het die eerste keer met hierdie versie te doen gekry. Hoe ons 'n oefening gehad het van waar jy Romeine 16:19 onder jou skoene geskryf het, as simboliek dat oral waar jy loop, glo jy, God die Vader spoedig die Satan onder jou voete gaan vermorsel. En daar was dalk niks fout met daai oefening nie. Maar kom ons verander hom 'n bietjie. Elke oggend wanneer jy wakker word, wanneer jy aantrek vir die dag wat voorlê, trek jy 'n paar skoene aan. Nou ek wil nie jy moet in jou kas ingaan en onder al jou skoene goed gaan skryf nie. Al wat ek wil hê is, wanneer jy jou skoene aantrek hierdie week, sit jy iewers stil op jou bed of in jou aandrekkamer of waar ook al, gaan sit jy stil en jy kyk vir jou voete, jy kyk vir jou skoene en jy sê, daar's 'n belofte in die skrif, dat God die vyand by my verslaan in my wêreld. En dan dink jy, waar is hy aktief in jou wêreld? Miskien in jou kinders, miskien in jou huwelik, miskien in jou finansies, ek weet nie, miskien in jou liggaam, 'n siekte, miskien in ons land, in 'n groter prentjie, miskien in armoede, miskien in kerk, miskien in jou gemeente, is die duiwel besig om mense seer te maak. Is die duiwel besig om te slag, steel en te verwoes. En dan bid jy teen dit. En elke oggend as jy jou skoene aantrek, dan neem jy die besluit, jy vat die belofte en jy bid. En jy sê, Here, dankie, U het gesê, U gaan spoedig die vyand onder ons verslaan. En ons weet die verslaan het reeds gekom in Christus. Elke persoon wat in Christus is verlos. Elke persoon in Christus het die vyand nie meer 'n houvas op hom nie. En jy bid vir 'n land se verlossing, jy bid vir jou kinders se verlossing, jy bid vir jou kerk se verlossing, wat ook al jy voel, waar die vyand besig is. So elke oggend, wanneer ek en jy aantrek hierdie week, kom ons bid vir 'n verlossing van die vyand en die oorwinning wat Christus reeds vir ons bewerk het. Goed gaan, geniet hierdie oefening, kom ons bid dit saam. Tot weersiens.